genooi het. Dit is my massive voorreg. Ek love dat julle doen hier by Heart Ministries. Dit is amazing hoe ver die Here julle al gebring het. Ek het my die storie gehoor van die trokke en hoe julle begin het. En it's amazing. It's amazing. Look at what God can do. As mense net gewillig is en if you're available and you listen to what He's got to do. Wat hy vir ons sê. So dankie dat ek by julle wees. You like I'm baie stunning, baie beautiful. Please tell the person next to you like baie gorgeous. Vrouens is liever gesteld, né? As ek eers sê wie vir langs jou iets dan dan kry ek. Maar 'n groot voorreg, dankie dat ek hier kan wees en ja, what a awesome ministry. We celebrate what God is doing in your ministry. So ja, ons praat vandag oor the boundary line. Ons set the boundary. So what a awesome topic. Dit was my verskriklik lekker om die topic vir julle voor te berei. En ek het 'n paar illustrations en goedjies gebring. Ek het my regte, my kinderkerk juffroukie. Ek bring illustrations saam. So ek wil gehoor, ag daar lank. Wil jy vir my asseblief help? Ons gaan hulle boundary line. Okay, vat hom sommer net daar dankie. Boundary line is limited. Okay, ons sit om 3,1 styk. Ons plak hom net. Lekker. Okay, dankie na. Sien julle die boundary line? Hy is rooi vir 'n rede. Want ons dit gaan nou die represent the blood of Jesus. Maar okay, boundary line. So ons gaan praat oor boundaries. Ek wil net gou net om vir julle te verduidelik wat 'n boundary is. Sê nou maar hierdie kant is my erf in my huis. Dan sal my fence nou die boundary line wees om vir julle te verduidelik dat hierdie is myne en daai is waar jy aan begin. Maar hier is myne. So hier maak ek soos Apple. Aan die kant van die lyn. Aan daai kant van die lyn kan jy doen net wat jy wil, maar aan die kant van die lyn het ek iets, né? So ons verstaan physical boundaries. Ons gaan 'n paar boundaries verduidelik. So physical boundaries as jy groot geword het met siblings. Verskoon my ek mengels, okay. Engels en Afrikaans deur mekaar, maar as jy groot geword het met siblings, het jy jou kamer en jou siblings het hulle kamer, hopelik het jy nie 'n kamer geshare nie, maar dan as jy nou kwaad is of so, dan gaan jy nou in 'n kamer en dis nou jou space, en bewaar jou broer of suster se siel as hulle nou leer wat maak, dit is, jy's nou in jou space, dis 'n boundary. Jy kan baie keer 'n boundary sien deur, as 'n polisie, dat iets gebeur, criminal activity en die polisie span tyd. Maar as die tyd nie daar is, dan gaan die mense nie daar oor die crime scene loop. So die boundary is daar met die polisie tyd, né? Fisiese boundaries kan wees, my ma vertel my een keer toe sy en my pa begin 'n date het, toe my pa na hand vat, toe pluk sy hand. Maar dit is ook 'n boundary, so ek sê nee, hand vat nie. So boundaries, die volgende slide sê boundaries maak, boundaries maak 'n line, hulle sê hier toe, ons merk, maar dit is ook daar vir protection, so as jy nou dink aan jou huis, uit 'n fence om, keer dat mense nie net inkom in jou yard nie, jou deure, burglar bars of whatever, dit is ook vir protection. So, in Deuteronomium 19 vers 14, ek het nou nie op die bord nie, maar God actually 'n biblical command gegee, ek gaan dit nou in Engels sê, you shall not move your neighbor's landmark. So, God praat daarvan, waar gesê hy, in daai tyd het hulle nou nie noodwendig fences opgesit, hulle het miskien sê nou maar net klippe gepak, en te sê dat hierdie is my erf. Maar dat hy nou die boundary line opgesit. So hy sê daar vir hulle, moenie 'n neighbor se, don't cheat your neighbor. Moenie om deceive en 'n ekstra meter by jou erf sit nie, jy weet? So, ons ken ook emotional boundaries. Byvoorbeeld, ek het anyways, ek het baie vriende, of mense in my lewe wat
emotionally draining is. Ken jy sulke mense? Nou, as jy my ken, ek is 'n baie chill persoon. Ek hou nie van drama nie. Ek was nooit van my vriendinnetjies by drama oorskop nie. Ek kan nie. Dis te veel vir my. Dis moenie drama, moenie onnodig wees nie. Let's just geniet die lewe. So die een vriendin spesifiek is ontsettend emotionally draining. En so ek sit emotional boundary daar. Ek gaan nie met jou elke naweek kuier, ons gaan nie elke naweek braai nie, want jy maak my moeg. Jy dreig my. Jy is negatief en jy complain en ek kan nie deel met dit. Dit dreig letterlik vir my. Ek voel, moet ek weer saam met jou gaan. Jy sit 'n emotional boundary, 'n mental boundary daar. Nee, die persoon gaan nie looi. Dis my boundary, dis hoeveel ek kan vat en so. Jy kan byvoorbeeld vriende wat vir jou beïnvloed om die verkeerde dinge te doen of te rook of te skinder. Daar's ons moet besef ook daai is 'n boundary wat ons moet instel. Ek kan nie die naweek met daai persone uithang nie want hulle blur die boundary line wat ek vir my. Is dit so verkeerd om een boundary te hê? Nee, het is nie maar op die ouwe en dan het jy 'n paar en dan voel jy, jy het nie control oor jouself nie of wat ook al. So, die boundaries wat jy instel. En dan het ons natuurlijk so ook spiritual boundaries. Spiritual boundaries are just as beneficial as emotional, physical boundaries. Dis goeders wat ons in plek moet hê, maar net omdat ons nie noodwendig in die gees kan sien nie, beteken dit nie dat dit nie daar moet wees nie. So not having spiritual boundaries or weak boundaries beteken dis 'n open door for the enemy to come in. So byvoorbeeld as ek 'n huis het en ek haal die huis se deure af en ek breek die venster af en my huis staan oop, maar ek bly daar, gaan obviously een of ander houbou probeer inkom en ek dink dis hy nou skuilend vir die aand of 'n boef gaan probeer inkom, hulle gaan die TV van die muur afhaal want daar's niks boundaries nie, ek kan reguit inloop. Maar as daar goeie boundaries in plek is, gaan iemand nie net in kan loop na jou huis toe en jou yskas wat maak en sê, jy het nie melk gekoop nie. Jy weet? Okay. So ons moet al geestelike boundaries hê en ons moet dit versterk en dis ons verantwoordelikheid om dit te versterk. The way the enemy creates havoc in our lives is wanneer as ons weak boundaries het of as ons nie boundaries het nie. En hy doen dit baie keer deur deception en hy doen dit deur disbelief. En as ons dan daai saadjies plek gee om te groei in ons harte, dan veroorsaak dit dat ons disobey, né? So ons het nou hierso die tyd. Ons het die tema set a boundary en vir ons moet vir jou ons is jy reg? Is jy reg? Is jy reg? Ons set a boundary. We setting the boundary today. We setting the boundary today. Ons gaan nou die Bybel sê dit was lekker, maar is nou klaar, né? Dis nou klaar. We are drawing the line in the sand. Amen. My eerste punt wat ek vanoggend vir julle wil gee is you set the boundary by knowing the truth. En ons weet dit, maar ken ons werklik die truth? So the reason we don't have strong and good spiritual boundaries is often because we don't actually know the truth. Wat ons boundary is, wat ons deur is. We don't know who we are in Christ. We don't know the authority that we carry, and therefore our boundaries are weak, and the door is open for the enemy to come and deceive us. En ek wil stil staan op deception. Deception and deceiving is die duiwelse oudste strategy in die boek. Hy het niks nuwe tricks nie, hy het hierdie trick en hy het net nuwe maniere hoe hy dit op jou gooi. So, deception is wat hy gebruik om jou te kry om te disobey. As ons kyk na die storie van Eva in the Garden of Eden, het hy vir Eva gesê, maar het God regtig gesê? Jy weet, het God regtig gesê? Het nou, ja, God het regtig so gesê. Hy het gesê, moenie van die boom eet nie. God is nie, he's not at a loss for words, he's the creator of words. So as hy gesê, ons gaan nou boom eet nie, hy nie bedoel, miskien kan jy dit proe, hy bedoel, ons gaan nie eet van ons boom nie.
So hy het gekom en hy het vir Eve deceived. Hy was very crafty, sê die Bible. Deception is basically anything that's half-truths. Goedjies wat dit klink reg. Baie goed sal ons kry op Instagram of op ons TikTok of op Facebook. Dit klink so wonderlik, dit klink net so reg. Maar dit is nie reg nie. It sounds good, but it's not God. People these days like to say, "Yo, maar dis my waarheid. This is my truth." But I want to encourage you this morning that there is only one truth, and it's God's truth. Amen. 2 Corinthians is the next slide. It says, 2 Corinthians 11 verse 3, it says, "However, I'm afraid that as the snake deceived Eve by its tricks, so your minds may somehow be lured away from your sincere and pure devotion to Christ." Deceived. Niemand van ons is vrygestel teen Satan se tricks nie. Hy gaan definitief probeer. Johannes 10 vers 10 sê, "The thief came to steal, kill and destroy." Dit is sy plan. As hy jou huwelik kan destroy, as hy havoc kan maak in jou lewe, dit is totally sy plan. So deception makes that we sway from here to there, and we are tossed by the winds and the waves, and ons is lured away by deception, and eventually dan disobedience. Ephesians 4 verse 14, it says, "Wanneer ons nou mature is in Christ, wanneer ons truth ken, dan sê dit, we will no longer be immature children. We won't be tossed and blown about by every wind." Ek wil net gaan translation hier. "We will no longer be immature children, like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like truth." Ek weet nie of julle al dit experience het nie, maar ons het mos nou deesdae AI en die goeders wat vir ons luister as ons praat en as ons nou so conversations het, dan sal ons sien oor 'n rukkie ek by Instagram skop nou vir ons hierdie goedjies uit. As jy praat oor dieet of jy praat ouma oor die chocolate cook, gesien in haar venster, en dan as jy jou Instagram oopmaak, dan is die temptation daar, dan skop chocolate cook net vir jou uit. Maar the enemy is very, very clever and very crafty when it comes to tricks. En ons moet ons waarheid ken. We need to know the truth. I want to use the illustration of the belt of truth. As jy dink aan die armor of God, die belt of truth is die gedeelte van die armor wat baie van die armor aan mekaar vashou. As jy al opgestudeer het op dit, dan sal jy agterkom daar's gedeeltes van die armor wat vassit aan the belt of truth. So byvoorbeeld een van die goeders is die sword of the spirit. Ons gaan nou daarby kom. But the belt of truth, it holds everything. So as ons nie ons waarheid ken nie, as ons nie God se waarheid ken nie, dan gaan ons 'n bietjie uit mekaar val. Ons gaan nou soos hierdie skrif sê, hierdie kant toe, daai kant toe, so we're going to be lured away by clever tactics of the enemy. And so the belt of truth holds everything together. In deception is this quicksand. Was enige van julle al ooit op quicksand? Het julle al ooit dit experience? Ja. So die ding van deception en hoekom ek hier vir illustration van quicksand gebruik is, as jy beach toe gaan, dit lyk net soos normale sand. Dit lyk net soos, daar's niks weird omtrent dit nie, jy wonder nie of jy daar kan trap nie, jy loop net sommer so oor die sand. Maar quicksand, it looks good. It looks fun. Ek sê dit is sturdy, ek kan daarop loop. Maar deception maak, dat hy trek jou af, stadig. Dit is nie noodwendig soos jy sink in die grond en jy trek jou stadig af. Dit kom met 'n bietjie sagte leens. It sounds almost exactly right. It sounds like the truth. Maar ons weet dat Jesus is die waarheid. En ons weet dat die Bybel praat van dat He is the solid rock, our firm foundation. Hy is die waarheid waarop ons lewe bou. Ons bou nie ons lewe op Instagram se waarheid nie. Ek het weer 'n situasie gegaan en Instagram is my allerhande advice uitgeskop. Julle sal dit sê. En baie van dit is soos, maar dit sounds so good.
It sounds so good. En ek het net voor Heilige Gees in my gees impress. Jy luister na al die mense en hulle mag dalk geleerdes wees op die area van relationships. But God's truth is the only truth that we will go on. It's not the advice of Instagram, it's not the advice of a doctor or a sielkundige in die veld of in daai veld of what we call. It's the only truth that we will go off on. We need to know Jesus, and if we know the truth, we know Jesus. We build our lives on it. Point number 2 is we set the boundary by using our sword, which is dankie. Ag, jy is so cool. Baie dankie. Ek het nou my eie boekie daar vir julle. Ek hoef nie af te kyk. This is the sword of the Spirit. Now, the sword of the Spirit. En ek het nog 'n illustrasie hier, so ek het 'n swaardjie saamgebring. Imagine it is 'n lang een en hy's baie nie plastiek nie. En hy's lekker en hy's skerp. So imagine it. Maar what amazing is van the sword of the Spirit is it is the only piece of armor in the armor of God that's offensive and a defensive weapon. Dit is wat ons gebruik om te defend en is ook wat ons gebruik om te attack. So die enigste gedeelte in die armor of God. So the word of God, which is the sword of the Spirit, is what defends our hearts and our minds against the enemy's tactics, the enemy's lies. It's the word of God. It also attacks against sins. It attacks against the spirit of poverty. It attacks against false identity. It's the sword of the Spirit. It's the word of God. Hebrews 4, the next slide is Hebrews 4 verse 12. It says, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and the spirit. Julle weet, julle soul is waar jou mind, jou will and your emotions is, waar your decision making. So the sword of the Spirit is cutting between the soul and the spirit, between joints, marrow, expose the most inner thoughts and desires. But God's word is alive and it's powerful, yes. So nou wil ek vir julle wys die Greek word from a two-edged sword. En julle kan nou sien, dit is nou wel 'n plastiek sword, maar ons gaan ons imagination gebruik vanoggend. Hy is aan twee kante skerp gemaak. Nou, hy's vlamskerp julle. Vlamskerp. En dit is, hy's so skerp, hy slaai so deur en hy slaai so, jy weet, alle kante. Maar hy's aan albei kante skerp gemaak. En die Greek word for two-edged sword is dystosmos. Lekker tangtaaiers op. Which means two mouths. Hulle het baie keer in die Bybel dan gebruik hulle hierdie dystosmos woord vir wanneer hulle sê ek het die pad gaan split in twee rigtings of die rivier split in twee rigtings. Maar dit is dieselfde woord wat hulle gebruik vir 'n two-edged sword. Nou dit wat ek vanoggend vir julle wil gee is as ons kyk na 'n two-edged sword, dan kan ons dit imagine as die een kant, one side of the edge being the word of God that he spoke to the prophets. Wat ons nou hier het. Dis die woord van God. It's alive and powerful. It's there for correction. It's there for anything. En dit is waar jy leer oor verhouding. Dit is waar jy leer oor hoe om kinders groot te maak. Alles wat jy nodig het is die woord van God. So the one side of the sword, one side of the edge is the spoken word of God. The other side of the edge is die woord van God wat ons in ons harte dra en wat ons by ons mond bring. Dis wat ons kwaad. So it's dual powerful. Hierdie kant en daai kant. Romeine 10 vers 17 sê that so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. Die rede hoekom dit so belangrik is dat ons God se woord moet uitpraat is want dit bou ons geloof ook. Was baie keer as ons van 'n Sondagsdiens af kom of ons het 'n online sermon gekyk of jy het geluister na 'n podcast van Joseph Friends of iemand, is jou geloof word gestir. It's because we were hearing the word of God. So hoe bou jy jou geloof? Hoe groei jy jou geloof? Is deur om God se woord te hoor. Laat dit by jou hart in sink. Maar ook om dit uit te spreek. Dan sê Matteus, waar Jesus vir Satan gesê toe hy getempt was, to say, no, the scripture says, people do not live by bread alone, but
by every word that comes from the mouth of God. Ons lewe, dis nie al die ander dingetjies nie, maar ons lewe met deur elke woord. Dis nie net die kos en al die dingetjies nie. Every word that comes from the mouth of God. Romans 10 verse 8 says, the word is near you. It's in your mouth and in your heart. God's word is amazing. Hoe amazing is dit dat ons God se heilige woord in ons hande kan hê? Hoe amazing dat lande waar hulle vervolg word, waar hulle 'n bladsytjie hier uitblik en die bladsytjie eet hulle vir maande. Dit is vir maande waarop hulle op dink en mediteer. Ons het die hele woord van God, die complete word of God, which was inspired by God. We have it near us. And he is the secret in ons harte. That's the secret. Right. Voordat ons die volgende slide opsit, nou wil ek gou vir julle 'n paar goed illustreer. Ek het 'n sakmesie gebring. Ons gaan nou hier 'n paar goedjies uitkom. O ja. Check dit dan julle. Die ding is vlamskerp. Het julle so ding in julle huis? Hy kan 'n arm afdruk. En niks in hierdie sakkie nie. Ek net gaan my tools hier uitpak. Okay. En sien jy hierdie mesie? Vir hom moet ons eintlik 'n wat afdra. Dis nou 'n tipiese die fancy mesies en goedjies vir hom. Hy is super heilig. Dit is eintlik kan amper nie glo dat ek hom kon bring nie. En dan het ons 'n pocket knife. Nou, as jy 'n pocket knife aan dink, ek weet nie of enige van julle klein seuns het of seentjies het of so nie, meeste van hulle het pocket knives, né? Nou, ons het 3 seuns. My suster het 2 seuns, my broer het 'n seentjie, so my klein neefies en hulle het almal, dis net messies. Toe ek het nou hierdie messie by Landkoe geleen, my suster se oudste seun, en toe ek sy laai oopmaak om te gaan kyk vir die messe want hulle is nie hier nie. Dis dit net messe. Dit is sommer selfgemaakte messe, dit is 'n laai vol messe. Ek dink nou net al, okay, maar hier is 'n pocket knife en as jy nou dink met die laaitjies wat so met die pocket knives rondloop in 'n sak, die messies is baie keer nie daar vir die ek het 'n messie. Pas op vir my. Ek het 'n messie, maar as 'n fight kom gaan ek dalk nie eers weet hoe om dit oop te maak. Of om dit te maak. Ek gaan as iemand nou op my afhaal, gaan ek eers weet ek het 'n messie. Ek gaan vergeet ek het 'n messie. You know, ek gaan weer uit en baie keer haal hulle nou die messies uit wanneer hulle verveeld is, né? Die seentjies die raaities nou. Hulle haal nou die messie uit as hulle verveeld is en dan kers hulle nou 'n bietjie aan die boom of wat ook al. Dan het ons die bottermes. Nou sien jy die bottermesie? Ek het hom ook uit my suster se laai genaam en sy het fancy goedjies. Sy is my ma, hulle is blind. So ons het nou die bottermesie, maar hierdie ding gaan nie kyk, as jy iets gaan wil sny met hom, gaan jy 'n bietjie weg sny, jy gaan nêrens om nie. Dis net 'n bottermesie. Hy is eintlik maar net daar vir die show. Hy's shiny, hy's mooi. Hy kom ook net uit met special occasions. Hy kom net uit van 'n Kersfees. Nou, ons almal weet, daai spesiale stelletjie wat ons uithaal, wanneer die spesiale mense kom kuier, of dis 'n familie is 'n gathering, ons haal nie die common messies uit nie, ons daai fancy messies. Maar nou sny ons wat met hom, ons sny botter met hom, so dis baie sag, jy kan nou nie 'n chop met hom sny, jy kan nie, okay? En dan het ons hierdie verskriklike ding, ek het hom by Sandra geneem, en Sandra, die eerste woorde wat sy vir my sê, is, jy moet versigtig weet, dis baie skerp. So hierdie ding is vlamskerp, ek gaan hom nie vir julle toets nie, hy is baie skerp, moet nog nie nou kom toets nie, ons gaan hom dadelik weer terugsit in die sakkie, maar dit is nou wat jy gebruik as jy wil deur tawe vleis sny, almal wat, is die enige iemand wat meat eaters is? Ons eet vleis. Goed sê hulle nou, ons skiet die bok, kan ons eet. Ek wil die bok skiet, ek wil hom op die stem, ek wil net vleis. Maar hierdie is nou wat ons gebruik om soos die tawe stukke vleis te sny. En hierdie ding kan ook deur been sny, het hulle geweet. Hy gaan nie toets nie, maar hy kan ook deur been sny. Hy doen die messie werk. Jy sit nog ons effort en hy is nog ons. En dan het ons, the sword of the spirit, wat die sword van die Romans en wat hulle daai tyd van verduidelik het en word die
thema van the Armor of God. Dit was 'n lang sport geweest, hy was skerp, baie skerp, so skerper as die ene. Nou een skrif het gesê, sharper than any other two-edged sword. So as die spur is the sword of the spirit. So ons het hierdie enetjie. Nou kan jy my volgende slide opsit. So ek wil vir jou vanoggend vra, wat se level is jou weapon? Hierdie is ons weapon. I want to know what level is your weapon at. Loop jy met 'n pocket knife wat ons uithaal wanneer ons soveel is. As die attack kom, weet ons nie eintlik eers hoe om die ding oop te maak nie. Ons vergeet hy's in ons sak, ons vergeet om ons te gebruik. Die attack kom. Of loop jy rond met 'n bottermesie. Waarin jy is daai blink Christian. Jy is fancy Christian en jy kom net, jy steek net jou kop uit, jou hare is gedoen wanneer Kersfees is. Kersfees, kom ons uit. Easter, kom ons uit en ons doen die ding. Maar hierdie messie is die messie wat deur talle stukke vleis gaan sny. Dit is nie die messie wat it's not only able to cut back the flesh, the desires of the flesh, the carnal behavior. Hy gaan nie dit kan doen nie, want hy kan net deur sagte botters, maar hy's dal, hy's glad nie skerp nie. Kykie, jy kan hom regtig word nie gebruik, kom hom voel nou. Moenie die ander messies voel nie, maar jy kan eers doen. Jy gaan niks deur hom kan sien. Of is jy die meat cleaver, en hierdie een is ook nou bietjie, is nie lekker om hierdie te sê nie, want byvoorbeeld, jy is lief vir die vleis, jy is lief vir die harde woord van God, jy is die mature Christian, jy ken jou woord baie goed, maar jy is so puffed up and prideful in jou knowledge of the word of God, that you are not taking in the milk anymore, of jy kan nie relate met die newbie Christian wat nog net melkies kry. En die Bybel waarsku ons daarteen van daai Christianity wat puffed up raak, van ek loop hier rond en ek call the shots en ek weet meer as jy en ek gaan vir jou wys hoe baie weet ek van die woord en ek het 100% gekry nou op hierdie toetsie julle. Verstaan jy dit? But it's messy because it's out of your own effort. Dis is om te wys, hy kyk wat ken ek. Waar al die woord van God is beneficial vir jou en kan jy uitleer, al is dit die melk, al is dit die basic Christianity message, is 'n goeie message vir jou om weer te hoor, en weer te hoor, en weer te hoor. My ouers was leadpastors by ons kerk gewees vir, ek dink omtrent 32 jaar en het my swaar en my suster uitgevat, maar as jy nou dink toe, ek is nou 35, toe my ouers dit gevat het, is ek net gebore. En as jy dink, jy is nou iemand wat jaar in en jaar uit kerk toe gaan, dink jy, jammer vir die kraswoord, maar dat jy gaan vol gaan word vir kerk nie, ja? Want dis jaar in, dis jaar uit, dis sondag, nou sondag, en die sondag hou nie op nie, hulle kom elke sondag, hulle kom elke week, ek gaan noograal vir kerk nie, daar was 'n tyd in my lewe waar ek 'n besluit gemaak het, dat al is dit my pa wat preek, al is dit my suster wat preek, al is dit wie wat preek, al is dit 'n pastoor miskien waarvan ek nie hou nie, nie niemand sê nie, maar miskien is dit 'n pastoor wat vir my verskriklik boring is, maar al preek hy, I need to know that this is the word of God, and this is beneficial to me, en so, hy is dalk net die messenger, hy is dalk net die mouthpiece, but God's word is always beneficial to me, so ek moes op tyd gekom het waar ek my mindset gestel het, soos, dit is nie noodwendig my pa of die een wat die woord gaan bring nie. It's the actual, this is alive and powerful. And I'm here to receive it. Ek moes daai mindset gehad het van, okay Here, talk to me, I'm listening. My derde punt is the blood of the lamb. En ons het dit so mooi gesing hierdie song. Hierdie song is so mooi. The mighty name of Jesus. The doorframe of our lives. We plead the blood on the doorframe of our lives. En dis ons stoel. Die bloed van Jesus is ons stoel. Daar is soveel krag in die bloed van Jesus. En al het Jesus 2000 jaar later gelede gesterwe. The blood has not lost its power. It's still beneficial today.
ek wil net so 'n paar stories met julle share uit ons persoonlike lewe uit. En my broer was nou, die 7 Oktober, 10 jaar gelede, was hy aangeval en hulle het hom 14 keer met 'n mes gesteek. Ek weet nie of my dit al geshare het laas met julle nie. Okay. Hulle het hom 14 keer met 'n mes gesteek en ons het nie geweet wat, hoekom nie. He was left for dead. Hy vertel hoe, ek gaan nou nie in detail in die hele storie ingaan nie, maar hy het vertel hoe sy gees sy liggaam begin verlaat het. Hy het gevoel hoe sy gees uit sy vingerpunte en sy tone uittrek. He felt he was carrying. Hy het soveel bloed verloor. Hy het gejaag, probeer van die attacker afkom, gejaag na 'n brandweerstasie toe, letterlik oor die sypaadjie deur die hek, handbrief opgetrek, uit die kar uitgeval en die sirene en hulle het hom tot sy redding gekom, maar by the grace of God alone, he survived, want daar's soveel maniere hoe hy dit nie moes gemaak het. Like a million reasons he shouldn't be alive. En ons celebrate die feit dat ons weet dit is God se genade dat hy lewe. Maar tydjie na sy aanval, dis ons nou in hierdie very traumatic season as 'n gesin en 'n familie. Ons weet nie hoekom hy aangeval was nie. Iets is net in place nie. Something's really up. En ons weet ons voel in ons gees iets is net, daar's something behind it, maar ons weet nie. Ons kan dit nie in place nie. Hy weet nie en hy's op so 'n mooi journey op daai stadium met die Here. So niks maak sin. En ek kry toe daai een aand te droom. Dit is nou al 'n tydjie. Ons het nou al uitgefigure wat agter die kap van die byl en iemand het 'n hitman gereël om hom dood te maak. Daai mense is nou nie tronk, maar in daai stadium toe ons nog die hitman en so is nog los en so. Toe kry ek 'n droom en ek droom sy seentjie wat daai tyd omtrent so 3 jaartjies oud is, die oulikste dingetjie. Dis hy wat altyd so sê dis lekker maar is nou klaar. Hy sê selfs dat sy is oud. Maar anyways, in daai stadium en ek droom toe, in die middel van die nag droom ek, ons het op 'n klein hoewe gebly. Ons huis is aan die kant, my broer, hulle se huis is aan daai kant en amper soos hier wat ons nou hier. So ek droom toe daai nag. My broer kom na ons huis toe en sy krag in sy huis is af. Hy kom na ons huis toe, soos om my pa te roep. En my pa kom saam na voor hom in die huis en my trap in 'n plas bloed en hulle kry toe die ligte aan en hulle besef toe sy seentjie lê dood op die vloer in die plas bloed. En dit is nou die droom wat ek gehad. Nou, vir een van ons wat die kinders en ons mense, wat natuurlik almal is, het daai droom my so geraak. Dit het my disturb. Ek kon vir aande nie slaap nie. My tossed en I turned en ek het net die vrede gehad nie, al bid ek, my ma het altyd vir ons geleer, bid oor jou drome. Al dink jy dis 'n pizza droom, of jy dink jy het te veel varkvleis geëet, bid oor jou drome. En ek het daai aangebid oor my drome, en gesê, Here, ek sny af Satan se planne en sy schemes, en wat hy probeer doen, you know, I prayed about it, but I didn't have peace. En aand na aand, en julle, ek is lief vir slaap, is nie lief vir slaap nie, ek wil net die duivel kom steel van my slaap nie. En aand na aand, en toe, ek dink dit was altyd die tweede of die derde aand, is ek net soos boundary line, jy, tot hier toe, ek wil slaap, en dit gaan nie vir my werk nie, ek kan nie lê tussen oor hierdie saak nie, ek het mos nou gebid op het, en my ma, ons het daai tyd trouwens gedoen, en ons het 'n catering kombuis, en ek stap toe in die middel van die nag, het was seker 3 uur die oggend daarom, 3 uur of 4 uur die oggend, ek stap in die middel van die nag na die catering kombuis, en ek vat 'n guava can juice, en ek vat 'n emmer, en ek gooi konsentraat daarin, en ek gooi water by, en ek sê, I declare this the blood of Jesus. En ek gaan en ek loop na sy huis, en dan probeer ek nog saggies oploop, en die arme ou staan met 'n bed langs sy kopkusse. Jy weet, want ons probeer nog uitfigure wat aangaan, en nou loop ek so met die juice, en ek gooi het so om sy lyf, ek gooi sy huis, ons huis, en ek sê, I declare this the blood of Jesus, Here, this is a bloodline, die woord van die Here sê, daar waar ons, waar die Israeliete op die doophuis die blad gesmeer het, the angel of death needed to pass by. So Here, geen aanslag, I don't accept hierdie droom, of het nou net 'n droom is, waar hierdie goeders, hierdie traumatic event op my werk, en of het iets is wat ons waarsku, I'd rather be praying about it, until I receive peace. In elk geval, daai aand geslaap ek nie, ek slaap dis soos 'n baba. Ek het dus so lekker geslaap.
Maar ek wil vir julle sê dat in die gees we need to draw that bloodline. Amen. Ons moet vir die duiwel sê tot hier toe, nie verder nie. Wat ook al dit is wat jou in jou gees stir, wat ook al dit is wat jou in die nagte wakker hou, wat moontlik jy toss and turn, waarmee die duiwel jou besig hou, tot hier toe nie verder nie. En in Revelations 12:11 it says, they have overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. The blood of the Lamb and the word of our testimony. The word of our testimony. Ons is veronderstel om dit uit te dra. Ek het een keer hierdie line gehoor, soos, ons is geroep om believers te wees, te glo wat God se woord sê, never mind die goedies wat mense vir ons sê, ons is geroep om God se woord te glo. Ons is geroep om te bid oor sake voordat ons besluit te maak. We are called to be believers. And I want to encourage you this morning, don't be an unbelieving believer. Moenie dink God praat met jou, hier is 'n hele Bybel. God praat met jou. God praat met jou en hy wil met jou praat, jy moet net sit en luister. Net om nog 'n storie te vertel, daar's nog 'n droom. Ek kry nie baie droom nie, dit klink so. Maar baie keer as ek 'n droom kry, dan speel so. Ek weet as ek 'n droom kry, dan sê ek soos, okay, hoe die Here praat met my. Maar ek het nog 'n droom gehad, 'n tyd gelede, en hier sit my vriendin, Marisol. Sy het saam met my gekom, die dag toe ek nou soort van die nagmaal vat en gaan plek op die huis. Maar die droom het gegaan, is vriende in ons gemeente, 'n kappeltjie en hulle bly in Paranoord en ek het gedroom net dat daar word in hulle huis ingebreek. En natuurlik wakker geword, Satan se planne en sy werke en sy schemes en sy tricks afgesny, kragteloos gestel, alle goedjies wat ek weet om te doen. En verder geslaap en vir die volgende dag 'n message daaroor en gesê, hoorie, ek het hierdie droom gehad, maar ons bid sommer daaroor oor die foon, oor WhatsApp, voice note, ons bid lekker daaroor en sê, sluit af, en so. En toe, ek dink dit was in daai week by die werk, toe voel ek net heel week, ek shake net nie hierdie droom nie. Nou het ek ons nou met die vorige situasie geleer, as hierdie feeling bly in jou gees, dan moet ons act op. Ons kan nie altyd gaan daar soos, we need to pray until we receive the breakthrough. Ons moet aanhou in praise until we feel the release in our spirit. En so dit ek nou geleer, okay, ek besef daar hierdie ding stir, so hy is nog active in die gees. Right. My vriendin, ek sê vir sy nou by die skool, ek werk by die kerk, ek sê vir hoorie na werk. As jy cool is om jy wil lees om my gaan nie, ek wil net sommer gaan bid by die huis. Ja, so is fijn. Lekker. Het is lekker om sy vriendin te hê. Lekker is 'n vriendin is. En ek gaan toe na die winkel toe, ons kry 'n bietjie nagmaal juice en ek bel die vriendin en ek sê, hoorie, ek weet dis nou 'n bietjie soos in jou face, maar kan ek net gaan by jou huis kom bid? Ek doen nie gewoonlik sulke goed nie, jy weet, maar kan ek gaan? Nee, sê sy, jy is so welkom, ek is nie by die huis nie, maar my pa is by die huis. Okay, nou die arme oomie, hy weet nie wie hy is nie, hy weet nie wie ek is nie, behalve van daar nie, en die loop ek met 'n botteltjie juice in sy huis rond. Maar in elk geval, ek gee dit vir haar 'n bietjie juice, ek vat 'n bietjie juice en al wat ons doen, en hier's vir julle wat nie weet nie, maar jy gaan net na all the entry points, deur die vensters, enige plek met die entry points, en ons sit net 'n bietjie bloedel, 'n bietjie juice, maar nou nie die hele bottel juice in die mense se huis uit, ons wil nie mure nie, ons wil net die duiwel weghê. En ons kyk daar so en ons bid, daar was iemand wat vir ons lekker worship musiek gespeel, baie dankie. En daar was nie 'n hoendervleis oomblik waar gevoel het, nou by die Here nie gekom, of enigiets soos dit nie. Dit was net, I just acted out of obedience. En ons het uitgery en ons het ek dink ons gaan, wat ons het iets gaan doen. Dit was net, dit was nie 'n major moment, soos, die hemel het door jou oorgegaan. In elk geval, 2 maande later, WhatsApp sê vir my, hulle het vanoggend in my huis probeer inbreek, maar hulle kon nie verder kom, net as om die badkamervenster oop te maak. Amazing! Wow! Kyk, want ons het die huis gemaak. Ons het gesê, tot hier
weet toe nie verder nie. Ons het die boundary line in die gees getrek. En sometimes things are much more spiritual than we think. Ons kyk in die fisiese na mekaar en jy kyk miskien na iemand wat vir jou 'n plek met woorde of oor jou sinne en jy wil miskien daai persoon aanvat. Dis nie 'n persoon. Dis 'n gees. Baie keer is ons gees gespreek nie in vlees en bloed nie, maar it's evil voices. It's not that person, it's that spirit inside of us. Exodus 4:12 says, on that night I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. En hier word die Egyptenare se hy het gevat van hulle firstborn van hulle vee en al daai om te wys ek is God, as ek gesê het, release the Israelites, my kinders, dan het ek so gesê, jy moet luister. En hy sê, I'm the Lord, en dan sê hy vers 13, but the blood on your doorpost, want hy het opdrag gegee vir Israeliete, om die bloed op die deurposte te gaan sit, the blood on your doorpost will serve as a sign, as a marking, sien julle dit? A sign, as a marking, a boundary line is to mark, this my blood. Ek weet wie ek is in Christus, ek ken die waarheid. Dis my plek tot hier toe nie verder nie. A marking on the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. Dis waar pass over, die fees pass over vandaan kom. I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Ek en my ma, laaste storie. Ek en my ma was ook in aanval gewees, né? Ons was op 'n vakansie, lang naweek weg. En yes, ek is besig en ek is besig om reël. Ek doen baie van ons events van ons kerk, ek is besig om reëlings en ek het daai tyd nog 'n kinderkerk gedoen. Soos reëlings en meetings en ek is besig maar my ma sê vir my nou kom ons gaan die naweek na my tannie wil na Baarder en Jessie, wat is die plek se naam? Jeffries. Ja, Gamtoos. Ek weet nie of enige van julle die Gamtoos ken nie. Gamtoos en Jeffries. Nou in Gamtoos gaan daar niks aan. Mense, daar gaan rare word. So jou behoorlik vakansie. Nou sy daar toe gaan. En ek nou vir dit en my ma moet alleen gaan en sy so adamant om te gaan. My pa is besig met 'n pastoor role konferensie, so hy is by die huis en sy wil net gaan. Nou sê sy heerlikheid, okay. Nou wil ek hê sy moet alleen gaan. Nou sê sy okay, nou sal ek al my afsprake cancel. En dan sê hy reschedule dat sy saam met jou gaan. Nou is ons op die pad. Maar ek het nie geweet die aand voor die tyd. Sy het 'n droom gehad. En sy het gedroom, ons word aangeval. En sy droom dis guns en alles en volgende dag het hulle gebid oor sy, my suster, en hulle het nagmaal gebruik en jy weet, maar ek het nie geweet, sy het 'n droom gehad, maar ek het nie geweet waar die droom gaan nie. Ons ry ons op pad Jeffries toe. Nou, dis 'n lekker lang rit. Cancel al my afsprake, ons is daar, ons gaan koop groceries, daar is werkers, ons is besig om te bou. En my ma trouwens doen soos sy die luxe BM, Mercedes-Benz. En waarmee sy die bruide nou byvoorbeeld aanry, maar anyways, ons ry met die Lanica met haar seats en die sport en die dakkie en al die goedies. En ons kom toe daar, ons gaan doen groceries en ons pak toe uit. Nou, ons neem aan die werkers daar het obviously gesien, want daar gebeur nooit iets, daar is nooit crime nie, nothing happens ever. Ons neem aan die werkers wil ingekry om te bou aan 'n plekkie, natuurlijk gesien. Dis 2 vrouens alleen, hulle ry 'n Benz, daar's probably lekker cash daar. En ons ry toe daai dag 'n bietjie rond en mense gees weet soms ietsie voordat jou gedagtes regtig dit kan maak uit fear. Sometimes your spirit knows something before your mind does. En ons ry toe daai dag rond en ons baie lief vir ons te gaan ry en huise te kyk. Enigiemand het lief is om dit te doen? Ja, ry en huise te kyk en te droom. Dit sal 'n nice vakansie huis wees en imagine as ons hier bly so. So ons is lief daarvoor, ons doen dit baie. Ons ry al die petrol uit. En dan kyk ons na al die huis. Ja. En ons ry toe die dag en ons gaan kyk nou daar by my tannie in Jeffries, al die huisies en ons is daar op die gang toerist en ons
Daar's een wat so lekker op die riviermond is. My ma is sy's 'n tolker, hoor. Sy kan jou oor van jou kop afpraat. En sy vertel nou baie keer as sy so praat, dan sal sy nie eers my kans gee om 'n antwoord nie, sy sal net aan praat. En ek is, soos julle nou gehoor het, ek's 'n baie rustige mens, ek soek niks drama nie, net super chill. En sy praat, en sy sê, wat dink jy van die huisie? Dis 'n lekker vakansiehuisie. En nou bly ek stil, want ek weet sy gaan nou net aan praat. Sy gaan nie agterkom ek so net antwoord nie. En, maar sy vra my toe vir 'n tweede keer. Wat dink jy van die vakansiehuisie, as 'n vakansiehuisie? En ek is altyd soos, ek wil regtig authentic wees in my antwoorde, ek wil regtig truthful wees, en ek sê vir ma, ek weet nie wat nie, maar ek voel nie veilig nie. En die gaan toe sê sy, hier gaan niks aan, hier sal nooit iets gebeur nie. Maar ek voel nie veilig nie. Nou dit was my ware antwoord, dis iets wat ek weet nie, ek kon dit nie share nie, ek het nie lekker gevoel nie. Your spirit knows something sometimes before your mind knows it's true. Daai aand het ons my tannie hulle oorgehoor, ons het lekker gebraai en ons het lekker aandete, my ma soos 'n kuiter se trouens doen, so sy haal uit. Sy sit ons uit, sy soos baie lekker, in elk geval. En die aand is my tannie hulle weg, het omtrent seker so 11 se kant, en even terwyl ons geëet het, sê my tannie, which is not like her at all, skryf nie blinds toe, voel asof ons kyk. Dit is so weird, né? In elk geval, en ons eet te klaar, hulle gaan toe huisie, hulle huisie waar hulle bly is letterlik soos 2 huisies van ons af. En dis stil, daar gaan niks aan. En daai aand, ek is in die bad, ek is een van die mense wat vir ure kan bad, is jy dit so? Jo, ek kan vir ure in die bad, my badwater moet ek ten minste 2 of 3 keer getap, laat ek weer warm kom. Maar ek doen, nou lê ek in die bad, en ek's Instagram, of wat ook al, en ek's rustig, en my ma het altyd nagmaal by hom. Sy het altyd hierdie klein, omtrent die size van die waterbotteltjie, hy altyd in haar handsak. Sy, jy weet baie mense hart met drankbottels doen. My ma het dit naggewen. She believes in the blood of the lamb. En sy het altyd hierdie botteltjie by hom. Sy sal sommer elke dag nagmaal gebruik. As sy oor haar kinders bid ook, dan sal sy 'n glasie nagmaal en dan skryf sy ons name op 'n papiertjie en dan druk sy dit sommer in die papiertjie. En sy sê ek bid nou vir Trent. Ek bid nou vir Sonja. Maar anyways, daai aand, ons is in ons pyjamas, my ma slaap in haar nightie, en ek is in die bad, ons gaan nou reg om te slaap, my ma dink sy gaan my kom check voor sy na my toe stap, vat sy haar bottel en sy vat so lekker groot sluk, sy sê, vir Here, ek weet nie nou hoekom ek dit vat nie, maar dis nou sommer net vir alles, protection, wat ook al Here, sluk, en sy kom na my toe, sy gesels, en sy sê, hoe gaan dit, en is jy nou right, en wanneer moet jy nou klaar, ons kan nou slaap, maar wees rustig, dis jou vakansie. En sy kom terug, en toe sy terug om te gebaar sy die mense in die huis. En toe is dit nou omtrent so 5 maande wat ingebreek het. En hulle het nou toe klaar begin goeders skelet. En my ma dink vir myself, okay, hier is 'n sliding door, ek kan nou hier uitglip, maar ek sal nooit kan meer weet dat my dogter is hier agter in die badkamer nie. En sy dink die enigste ding wat sy kan doen is om op hulle af te kom en op hulle te begin skei. Wat 'n wonderlike plan! Maar anyways, en sy loop toe op hulle af en sy skree, what are you doing? En sy begin gil en so hier gaan niks in gang toe is nie, is wat in my kop aangaan, okay? En nou sit ek in die bad en ek hoor 'n gil uit my ma se mond uit wat ek in my lewe nog nooit gehoor het nie. Dit is 'n terrifying gil. Dit is soveel so dat ek val uit die bad uit. My kop het nie eens geregister om 'n handdoek of enigiets te kry nie. Dit was gaas. En ek is net soos, my kop sê vir my, hier is 'n slang in die huis. Ons is nou in die gang toe is, ons daar in die bos. Letterlik in die bos. En ek skree ook met 'n terrifying, want jy weet mos as iemand se level hier is, dan meet jy hulle op daai level. En ek gil en ek skree en ek sê, wat gaan aan? En soos ek uitstap, kom die boef op my afgestap. So ek voel vulnerable, ek voel exposed, ek is bitter bang. Wie is jy? Hulle het balaklavas aan. My ma gil, ek gil, what now? The worst can happen now. En ons loop, hy trek, ek is nou obviously nat, en hy probeer vat my, kan nie my vat, my handsken aan, en gly, en hy gryp my toe aan my nekjes, en hy trek my deur die huis. En somehow gryp ek 'n kombers, sit dit op my, en ons kom daar, en ons gil en skree.
Daai droom het my ma toe gehad hierdie voorgaan. Met die aanval, in die droom het sy haar vinger opgelig en sy het vir die aanvallers gesê, I bind you in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. En in die oomblik van chaos, milliseconds wat by ons gaan, en ons skree wil na Werner, my oom en my tannie. Ons skree, ons stemme was weg gewees na die tyd. Ons skree wil na Werner, ons gil. Hulle kyk vir ons kyk vir hulle. Hulle het ons goed in ons hande, dis chaos. Maar Wilna en Werner se naam het nie tot ons redding gekom nie. They were sleeping soundly. Not aware of anything. En ek bedoel, die huises is nie by mekaar. As jy nou op erf is en jy skree, dan trek die sound. I can't hear anything. En my ma wil nog vir hom so haar vinger uitsit en sy wil hom sê, you coward. En hy het 'n panga daar gehad en hy het my ma uit opgekap. Dat sy begin 'n stelletjie sing, want hy sê dit vir get down on the floor. En sy, daai meisie gaan nou nogal sê vir jou. En in elk geval, en hy sal toe uitkop en sy begin die tweede keer, sy sien stelletjies en sy wil toe haar vinger uitdruk en vir hom sê, maar jou coward, jy en jou 5 tonne, wat ons as vrouens wil kom aanval, jou coward. En so sy dit sê, kom Heilige Gees hier, sagte stemmetjie by haar en hy sê vir hom, nou, don't say that. In Engels nogals. En hy sê vir remember the dream. En sy lig haar vinger op en sy sê, I bind that spirit in you, in the name of Jesus. I bind it in you. In daai oomblik, soos ons nog skree, begin ek en my ma te skree, Jesus. Nou, it's not julle, dit was nie mooi nie. Ons het nie soos, Jesus, en ons het gegil. It was terrifying, but we shouted the name of Jesus. En dit was nie oomblikke sekondes daarna nie, wat hulle na ons kyk soos deer spot in headline. Hulle kyk met sulke oë na ons, dis soos, wat die hel gaan aan met die mense? En die volgende oomblik, so hardloop. Ag, laat my maar, ons is fijn. Ja, en die volgende oomblik, toe hardloop hulle weg. Nou, ja, hallo. Hulle het van ons gesteel, hulle het. But it could have been so much worse. My panga, se skerpkant, kon ons geslice het. Ek kon geryp gewees het. Ek bedoel, vulnerable, soos wat jy hom kan kry. The worst of the worst could have happened. But God's grace. But the name of Jesus. But the blood of Jesus. So die boundary wat ek vanoggend vir julle, net by julle wil los. Is we've got the word, we need to know the truth, we have the sword of the Spirit, and we've got the blood of Jesus. Dit is tools wat ons kan gebruik. Die belt of truth, everything rests on it. Alles wat ons doen met ons lewe bou rondom die waarheid. God se woord. Wie Jesus is. Jesus is die waarheid, die weg en die lewe. The sword of the Spirit, nie die butcher's knife, nie die butter knife, nie die pocket knife wat jy uithaal wanneer dit net nou en dan ietsie page, ietsie dog page. No, we take out the sword of the Spirit, the word of God, which is alive and powerful, sharper than the sharpest two-edged sword. Sy woord, ons woord. In the name of Jesus, ons het authority gevat in ons, dat al was ons, hoe bang, ons was bang. Ek het nie lief gesê, ons was nie bang, ons was so bang geweest. But we took authority in that moment. We commanded that spirit to go. You know, when Adam and Eve sinned, and they disobeyed God, toe hulle gaan wegkruip en hulle het vir hulle fig leaves gaan mekaar sit. Nou hy gooi toch. 'n fig leaf. Ek kan nog maar niks, ek gaan nie eers vir 'n bietjie uitgee nie. Maar hulle het uit hulle eie effort uitgegaan. Uit hulle eie, hoe gaan ek nou my sondes cover? Hoe gaan ek nou my mistakes fix?
Hy het hulle eie effort uitgegaan. Maar God in sy grootheid en in sy His great mercy het 'n lammetjie geslag en hy het vir hulle klere gemaak. Nou ek imagine as God daai lammetjie geslag het, en hy het daai skien vir hulle aan mekaar gesit, vir hulle klere gemaak. Ek imagine dat die bloed was nog soort van aan die skien. So the blood covered them. So the blood covered their mistakes. The blood covered their sins. En die volgende quote is my so mooi. The value of something, or the worth of something, is found in the price that someone is willing to pay for it. The value of an object is determined by the price someone is willing to pay for it. As jy dink aan jou huis, ons almal wil ons huis sê maar verkoop vir 3.2 miljoen. Maar jou huis is dalk net 1.5 werd. Imagine that. Jy gaan van die 3.2 miljoen kry vir maar sy net 1.5 werd. Dis nie ek gaan ons na die markwaarde. Maar imagine iemand kom en hy sê vir jou, weet jy wat, ek gaan vir jou, ek soek daai huis, ek gaan 10 miljoen gee vir daai huis. Ons gaan dit vat. Take it, jy kan die huis kry. You know that Jesus paid with his life to have you. Jy is massive valuable. Susan, massive valuable. So imagine dit net gaan. Die steen van God, who is also God, who is the King of it. Hy was daar met creation. Hy is he's a God to be reverenced, to be admired, to be prized. 'n wonderlike God het besluit en gesien how maar hierdie mense met hulle fig leaves, hulle gaan hulle self nie kan help nie. Ek moet gaan. The perfect Lamb of God. Perfect, sonder foute, het sy lewe neergelê, gekom as 'n baba, fully human, fully God. Hy het ook sy toon in die kas gestaan. Hy het ook, maatjies was ook met hom leer op skool. Die juffrou kon ook dalk vir hom gesê, jou dom ding, of wat ook al. Hy het ook deur lewe gegaan. He also experienced life. Met die kruis was hy opgespoeg. Hy was betrayed, het jy al ooit betrayed gevoel, waar iemand het nagekom het. He was betrayed. Hy het al die dinge experience, so dat jy nie kan sê, ag man, jy is perfect, jy is goed, jy weet nie. He knows. He knows exactly what you went through, what you are going through. Goed is wat jy nog in jou hart dra, van kindsdag af. And he died on the cross. And he was slaughtered, he died on the cross. He raised again. Dis waar ons victory lê. Dis daai sleutels van Satan van daai mag wat Satan oor jou mind, oor jou hart, het hy gaan vat, hy gaan terugvat. En hy victoriously opgestaan. En hy's nou aan die regterhand van die Vader. En hy gee vir ons daai tools. Hy gee vir ons daai victory. It is in his blood. It is in the word of our testimony. It is in the truth of knowing who Jesus is. Wat hy vir jou gedoen het. Jou identity is in hom. Nie in Instagram nie wat jou chomme van jou dink nie wat die skoolmaats van jou gesê het toe jy groot geword het. Hierdie meisie het 'n groot voorkop. Of nee, sy het definitief pryskode. Daai pryskode wat so bak staan. Jy is nie wat met 'n respek gesê het jou ma of jou pa of iemand van jou gesê het, jy's nie lui, jy's nie wat ook al mense van jou gesê het nie. You are marked by love. You are marked by love. The Son of God laid down his life. Ja, die oomblik wat ons Jesus accept, is ons gebore in 'n nuwe bloedlyn. So, mense sal sê, o ja, maar ons is nie van 'n herders en ons doen dit so, maar ek wil vir jou sê, jy's nou in 'n nuwe bloedlyn. Jy's nou in 'n nuwe familie ingebore. Jy's nou nie meer 'n prys nie. Jy's nou 'n kind van God. Jy's nou deel van 'n ander standard. Jy's nou deel van 'n ander familie. Jy's deel van 'n godly family. So if breast cancer ran in your family, it ran in your family until it ran into you. Net tot hier toe die family was 'n lekker Bybel, maar is nou klaar. By my familie gaan dit verder gaan. This morning, your worth is determined by the price someone was willing to pay for you.
Your worth is determined by the price that Jesus was willing to pay for you. The perfect Son of God laid down his life to have you. So, as jy nog nie Jesus aanvaar het, wil ek vir jou geleentheid gee. Ons gaan nou communion vat. Ek gaan nie vir jou lei in 'n sinner's prayer nie. Ek gaan nou vir jou sê wat jy kan doen. Maar jy gaan jouself lei in 'n sinner's prayer. As jy nog nie Jesus aanvaar het nie, of as jy jou lewe aan hom wil recommit. Ek noem dit die ABC's van die sinner's prayer. You need to accept that you were a sinner. Jy is 'n sondaar. Jy het definitief, you have fallen short of the glory of God en met jou fig leaves. En jy gaan jouself nie kan raak. You won't be able to fix yourself. Jy gaan nie deur jou eie efforts dit kan doen. You have to come to it. So you have to accept that you're a sinner and you have to accept Jesus. ABC's, né? The B is to believe. Jy moet glo dat Jesus die prys vir jou betaal het. Die Romeine praat van believe in your heart, confess with your mouth, believe in your heart, and you will be saved. So eenvoudig. Hoekom is dit vir ons so eenvoudig? Want Jesus het alles klaar betaal. By klaar aan die kruis beskree, it is finished. Dis klaar. Ek het die autoriteit teruggekry vir ons. Dis done. Die duiwel gaan nie meer met jou rondloop en maak sy lus kry. Dis klaar. We need to believe in the finished work of Christ. En die C is to confess. Here, ek confess my sonde. Ek commit aan jou. I choose to follow you, who you are, the truth of who you are, to build my life around the truth of who you are, om die volle woord van God te glo, en net te glo dat dit was iets wat anciently geskryf was, maar is nie regtig applicable tot vandag nie. That is not the truth. It's very applicable today still. En in die tyd van ons nou lewe, en die omstandighede dat ons nou, God van die heelal, het dit so geskryf, dat ons het so afkry. So, almal van julle hier's penne, ons gaan weer die penne uitdeel. En dan het ek papiertjie saamgebring. So ons gaan nou, ons noem dit 'n call to action. Ons gaan nou communion gebruik as jy jouself weer wil recommend aan die Here, doen dit tydens communion. Vat 'n oomblik, want ek kan vir jou lei in 'n bietjie Bama gebed en dit kan pragtig en alles wees, maar weet jy wat, jy moet 'n besluit maak. Daar was 'n tyd dat ek al die jare in die kerk groot geword het, pastoor se dogter, al die conferences bygewoon het, ek was so gekerk, joh, wat wil jy sê? Maar daar was 'n stadium in my lewe waar ek moes besluit het. Ek gaan kerk toe kom vir my. Ek gaan die Here dien vir my. Ek gaan nie in die hemel kom omdat my pa pastoor is nie, that's not how it works. I have to decide to follow Jesus. I have to decide to commit my life to Jesus. So, wanneer ons nou communion gaan gebruik, wil ek vir jou encourage, maak 'n besluit in jou hart. Daai skrif sê, dis baie eenvoudig. If you confess with your mouth, you believe in your heart, you are a child of God. Niks meer nie, niks minder nie. You are a child of God. If you believe in your heart, you confess with your mouth. ABC. Accept, jy's a sinner, accept the finished work of God. Believe what Jesus has done for you. Confess your sins, commit to Christ. So hier's papiertjies, ek gaan sommer net so 'n paar in elke aisle afsteek en dan vat vir jou enetjie as jy vir jou twee wil vat. En dan op hierdie papiertjie gaan ons nou neerskryf. Op hierdie papiertjie gaan ons nou neerskryf wat se boundaries geblur is in ons lewens. Wat se areas in ons lewens het ons toegelaat om Satan se leuns te glo? Waar het ons toegelaat dat Satan ons deceive? Is dit met ons worth? Is dit met ons identity? Het ons die deur oopgemaak vir Satan deur sonde toe te laat? Waar is jou boundary lines geblur? Waar is jou boundary lines weak? Moenie worry nie, ek gaan jou papiertjie kykie. Die persoon langs jou worry nie oor jou papiertjie nie, jy fokus net op jou papiertjie en terwyl ons nou lekker en na die musiek luister, kan jy gaan net daai paar, waar voel jy? Het jy toegelaat, jouself toegelaat om te luister na Satan se leuns? Het jy dalk geglo dat God se krag is nie genoeg om jou te help in jou situasie nie? I read this quote once where it said, an area where you fear
As ek dink, hoe gaan ek uitkom hierdie maand? It just reveals the area that you haven't entrusted to the Lord. Speaking powerful, as jy dan dink. So waar is areas waar jy toss and turn in die aande? Waar is die areas waar jy voel soos, hoe gaan ek dit deurmaak? Maar in jou eie krag. So let's make God the Lord of our life again. Kom ons sit vir God weer op daai plek waar hy verdien om te wees, waar hy moet wees. The Lord of our life. The areas we haven't committed to him. So daai goeders wat jy laat dink nie, maar wat jy laat stres. Skryf jou lysie, jy kan hom vol skryf, niemand gaan hom kyk nie. Daar 'n paar goedjies neergeskryf het en as jy nog 'n bietjie wil sit en werk aan, is jy welkom. Ons het communion hier voor, ons het die broodjie en die sappie en we are gonna just remember what Christ has done for us. So wat ek nou vir jou gaan vra is, as jy klaar in jou papiertjie gewerk het, kom loop oor met die bloodline as 'n manifestation van ons het die lyn gebreek. Satan, daar het jy my nog gehad, maar ek loop nou oor die bloodline. You no longer have the authority. Jy gaan nie meer, het was lekker, maar het was nog, jy gaan nie meer wegkom met hierdie in my lewe nie. So, loop oor die bloodline, dan kom jy na hulle toe, voordat jy na hulle toe kom, kom jy na die stoel toe met die rooi koutjies. Jy het rooi koutjies gebring hier, 5 rooi koutjies. Vat die koutjie en trek 'n lyn deur die boundaries, die leuns, goeders wat jy toegelaat het, of 'n oop deur was, vir Satan om moeilikheid te maak in jou lewe. Trek 'n lyn, as 'n manifestation. As jy 'n papiertjie saam met jou gaan, weer vat, is jy welkom, miskien as 'n reminder. Of, vra hom op en gooi hom op die grond, ek sal hom later optel en weggooi, ek beloof. Net as 'n manifestation om te sê, klaar. En dan as jy klaar, jy streepie getrek het, dan kry jy jou communion, en dan vat ons gou communion. Okay, so jy kan dit doen as jy reg is.
In 1 Corinthians 11, verse 23 to 25, it says, the Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said that this is my body, which is for you. Say her for me. It's his body and it's for you. And we do this in remembrance of me. Ons doen dit om te onthou wat Jesus ons doen in Christus. Sy liggaam was gebreek, sy bloed was uitgestort to have you. The value of having you. You are worthy. He broke it and said, this is my body which is for you. Do it in remembrance of me. The same way, after the supper, he took the cup, saying, this is my cup. This is the cup of the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So, in jou eie oorlog. Ek gaan nie, niemand van ons gaan vir jou bid nie, jy gaan vir jouself bid, because you have the authority through the Bible, and you don't need a pastor to lay hands on you, you don't need someone to pray for you. You've got it. You've got all that you have because you are in Christ. You are in Christ. So, terwyl jy oor gesluit is, en jou broodjie eet en jou sappie drink, just remember what Christ has done for you, the price that he paid for you. En as dit die oomblik is waar jy jou lewe met recommit, doen dit nou. As dit die oomblik is waar jy jou lewe vir Christus en gee vir die eerste keer, dan doen dit nou. Doen dit nou. Here, alles wat ons vandag op daai blaadjie geskryf het, everything that we penned down, boundaries that was blurred, weak boundaries we had in place because we might not have known the truth. We might not have used our sword of the Spirit. We might have used a butter knife. We might not have used the blood. Maar Here, ons weet vandag beter, and we draw the bloodline. We draw the boundary line for the enemy, en ons sê vir hom, tot hier toe, en nie verder nie. Jy gaan nie verder havoc maak in my lewe nie. I'm marked by love. I'm marked by love. Christ paid with his life to have me. Here, ons remember in hierdie oomblik wat hy gedoen het. This is what communion is. We recall the work of Christ. We recall that moment where he shouted, it is finished. We remember the betrayal. We remember the pain. We remember the death. That you were pierced for our transgressions. That you were beat unrecognizably, sê die woord. Mens kon nie uitmaak dat Jesus was nie, so was hy aangerang gewees. You know, the passion of the Christ, you can still see it's the actor. But in reality, when Jesus died on the cross, you couldn't make out that it's Jesus. We recall that, Lord. We recall the beating. But we also recall the resurrection. We recall the triumph and the victory that we have in you. We remind ourselves of that victory, of that great hope that we have in you. Hier ons wil vir julle die oomblik dankie sê. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. That you left the throne rooms of heaven to become a human being, to live on earth, to die on the cross. Here, want uit ons eie werke sou ons dit nooit kon doen nie. Ons sou dit nooit kon doen nie, ons sou dit nooit kon bydra nie, maar die groot genade van God. We recall it, Lord, and we thank you for it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, we love you. And in the Spirit, Lord, this morning, as we take our communion, we draw the bloodline. And we use our weapons. And we say in the mighty name of Jesus, we'll be eternally Father. And we pray all in your name.
Zijn jullie wakker? Ja, ons allemaal is aan die eindstap, is ons gekeerd met armen. Ik zie mezelf in spiritual realm, zwaar. In the word, the blood. Ik voel eigenlijk wel, same thing we have now, right? You're not in the family yet. Het is een lekker om dat je vast te worden in de rare, het is zo powerful. Ik zie dat ik denk, hele statie, gaan ons op de bloed. Je wil niet gaan om mensen wees nie. Je wil niet naar wakker mensen wees nie. Om net daar klein dat je maar zwaar is. Dus wat ons moet uitstappen in elke situatie. En ons levenskracht wordt het zo. And remember that life. Show that life. It's so powerful. Waarom is zo dat het als auto gebeurt? Ons gaan aan afsluit. So, als we het allemaal zeggen, dankie. Als je nou gaat, gaat het weer elke keer één boxje kosten voor mij daar op de tafel. Ja. En je kan nog foto's nemen, je zal nog een koffie wat je trekt. Maar ik weet van je naar buiten gaat. Als je dan rijdt, je komt bij de haak. Rijd niet nabij genoeg en dan kan je zelf opgaan. Oké. So, bye, dankie. I am victorious. I'm a weapon. Recommended. Yeah. I think.